Môre maatjies. Sjoe, ons gaan 'n bietjie verder hier in die boek Numeri, maar vandag se storie is nie so baie gaaf en goed nie, want julle sal nou hoor, die Israeliete het begin kla. So onderlangs onder mekaar, die een kla oor dit en die ander een kla oor dat. Maar Vader Jahwe is vir ons goed en hy sorg vir die Israeliete en hy's op pad met hulle beloofde land toe. Dit is soos pappa en mamma wat julle vakansie vat en nou hoor hulle in die kar, daar's 'n bekleierery, daar's 'n geklaarry. En dit is vir Vader Jahwe baie verkeerd. Hier in Numeri 11 lees ons, en is net 3 versies, dat die Israeliete het begin kla dat dit met hulle sleg gaan. Hulle het heeltemal vergeet dat hulle op pad is beloofde land toe, dat Jahwe vir hulle lief is en dat hulle so baie seëninge het, nie soos daai liedjies wat sê tel jou seëninge as die lewensstorme woedend om jou slaan. Nee, hulle begin te kla. Julle weet as iemand kla, lyk hy nie baie mooi nie, né? 'n lang gesig en lyk soms so lelik. Vader Jahwe straf die Israeliete, maats met 'n verskriklike straf. Die Bybel sê die vuur van Jahwe het gebrand onder hulle. Dat hulle weet, dit is verskriklik verkeerd wat hulle nou doen. Want Vader Jahwe is net goed en liefde en nou kla hulle. En nou het die Israeliete moeilikheid. Nou brand die vuur van Jahwe onder hulle. En hulle roep na Moses en sê, Moses, jy moet vir ons bid, jy moet vir ons askies sê by Vader Jahwe. Hierdie vuur maak ons dood. En Moses gaan na Vader Jahwe toe en hy bid vir die Israeliete dat Vader Jahwe hulle moet vergewe van hierdie baie groot sonde. Wat is die groot sonde, Leandri? Dat hulle kla en dat hulle sê dit gaan sleg met hulle terwyl dit eintlik baie goed gaan, want hulle is mos op pad beloofde land toe. En Moses bid vir hulle en Vader Jahwe vergewe hulle en die Bybel sê hulle het die plek 'n naam gegee, Tabera, wat beteken vuur. Die vuur van Jahwe het gebrand. Maat, en daarom sal julle sien, pappa en mamma sê altyd vir ons, moenie kla nie, né? In Afrikaans sê mense 'n spreekwoord, jy kla met die witbrood onder die arm. Dit beteken, dit gaan eintlik goed, maar jou klein goedjies in die lewe pla jou en jy kla daaroor en dis baie verkeerd. Vader Jahwe wys vir ons hier deur die Israeliete in die woestyn te straf, dat te kla is baie verkeerd. Kom ons probeer hierdie week elke aand as ons bid vir Vader Jahwe vir 5 dinge dankie sê. Nee, julle sê ons altyd dankie. Dankie dat ons 'n lekker dagie gehad het. Dankie vir kossies en kleertjies. Dankie vir 'n pappa en mamma wat my liefhet. Dankie vir 'n dak oor my kop. Maar maat, daar's nog iets baie groter waarvoor ons kan dankie sê. Dat Jahwe ons liefhet, dat Yeshua vir ons gesterf het. En dat ons vir altyd by Vader Jahwe kan wees. En vir dit moet ons altyd dankbaar wees en nooit kla oor huiswerk of werkies wat mamma gee of ons moet gaan pad en ophou speel. Ons mag nie oor sulke dinge kla nie. Want Vader Jahwe is vir ons lief. En mamma en pappa, ons kan altyd vir hulle dankie sê. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Dankie Vader Jahwe, dat U vir ons so lief is en so goed is, dat ons altyd rede het om voor dankie te sê. Wil U ons help dat ons nie sal kla nie, en daar waar ons gekla het, vergewe ons asseblief, en help ons dat ons altyd vir ander maatjies sal sê om dankbaar te wees. Ons loof U in Yeshua. Amen. Totsiens maats, en onthou om nie te kla hierdie week nie.